Ja, ons weer dat U is God vanmorgen, Heer. Dankie, Jesus. Dankie, Heer. Dankie, Jesus. Halleluja. Goeie. Hier is dan die vrede vorst vermoorden, Heer. Heer, ik moet het nog niet
krag verloor vanmorgen in my Vader. Dankie vir die kruis wat U vir ons gaan sterf vanmorgen, my Vader. It's all about the cross this morning, Father God, because You are the Alpha and Omega. U is dat die begin en die einde vanmorgen, my koning. Dit waarom ons vanmorgen kom sê baie, baie dankie, Here, vir hierdie geleentheid wat U vir ons gegee het vanmorgen, my Vader. Bid vir iedereen elkeen wat die tyd uitkom vanmorgen, om hier in die teenwoordigheid te wees vanmorgen, Here. Here, we can't start this meeting without You this morning, Father God. Send Your Holy Spirit to come and comfort us this morning, Here. Here, ons is so verskillend ingekom vanmorgen, my Vader. Here, U ken ons probleme, Here, U ken ons al sin en U ken ons al opstand. U ken ons al leer, U ken ons al loop vanmorgen, my Vader. Here, voor ons David praat, waar sal Hy om dan vervind, my Vader? Here, al gaan Hy nie dood, want David doodskarm is Hy daar vanmorgen, Here. Al gaan Hy nie diepte seers Hy daar, Here, oor ons Hy vanmorgen, my Vader. Dit wat ek sê, baie dankie, Here, dankie vir alles wat U vir ons gedoen het, my Vader. En wat U nog meer vir ons gaan doen. I thank you, Lord, I pray for the service leader this morning, Father God. Here, raak hom aan vanmorgen, my Vader, sodat Hy sal vir ons lei, my Vader, na die hoogtes toe vanmorgen, my Vader. Here, daar is die muzikante ook vanmorgen, my Vader, en die voorsangers vanmorgen, Here. Sal hulle van ons in tong en lippe vanmorgen, Here. En die seëning sal wees vir ons, my koning. Want die woord sê, praises goes up, blessings comes down, Father God. Here, daar is die boodskap draag ook vanmorgen, my koning. Sal sy tong en lippe vanmorgen, Here, dat U sal spreek, so spreek die Here van die leerskade vanmorgen, Here. En gee vir ons ontvanklike hart om te kon ontvang vanmorgen, Here. Sodat ons nie kan wegwyk van U woord af vanmorgen, Here. Van U liefde af, nie van alles oorskry, die liefde oorskry alles vanmorgen. Here, ek bid met die wat het nie kon gemaak het vanmorgen. Here, seën hulle ook vanmorgen in die machtige naam van Jesus Christus. Ek die eer, die lof, die aanbidding kom aan U toe. Amen. Amen. Halleluja. Kom ons gee op prys vanmorgen. Eerstens wil ek nog groet, ons pastoor, ons juffrou, ons sal groet in die naam van ons koning Jesus. Ek wil ons broeder Alvin groet, ons sister Berend sal groet, halleluja. Die jeugd in die sondagskool is wonderlik groet, in die naam van Jesus, halleluja. Prys die naam van Here. En vir my is het 'n baie voorreg om vanmorgen hier te kan staan, te praat van die goedheid van Jesus. Halleluja. Prys die naam, halleluja. Die dierbares, halleluja. Zeer dankie vir almal wat vanmorgen hier is. Halleluja, dat ingekom het, halleluja. Die is gegroet, halleluja. Prys die naam van die Here. Die moet sterk wees, halleluja. Prys die naam van die Here. Jy moet moed opgee nie, halleluja. Daar is altyd 'n kans by die Here, halleluja. Prys die naam van die Here. Prys die naam. Ons gaan nou lekker opgewekte lied sing vanmorgen. Tot eer en prys van die Here. And that is Jesus, hallelujah, the cry, my God, that is Jesus, and that is Jesus, hallelujah, the cry, my God, that is Jesus, and that is Jesus, hallelujah.
Let
Kom tel die Here ons op en maak ons wakker en gee ons nuwe krag om aan te gaan. Halleluja. Prys die naam van die Here. Het is goed om hier te wees vanmorgen. Halleluja. Prys die naam. Halleluja. Dierbares, ons gaan een laaste opgewekte koortjie sing. En dan gaan ek ook maar bedankbaar raak. Halleluja. Een laaste enetjie dierbares. So maak jou los. Halleluja. Skud jou af. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons gaan die laaste enetjie sing. Halleluja. Das Fieber, ein Jammer, das Fieber, mein Traum, Fieber, mein Traum, das Fieber, ein Jammer, das Fieber, mein Traum, Fieber,
Haleluya, u kan maar kom. Beloveds, let me bless you with Proverbs 31 verse 26. Proverbs 31 verse 36. Jullie kan het lezen, maar die emphasis wat ik wil maken is the law of kindness. Jullie Proverbs sê, die vrou praat en die the law of kindness kom uit. So, kindness kan 'n lang pad gaan. Amen. As iemand ongeskik is met jou en jy is kind met hulle, jy maak hulle sommer pad. So, ek wil iedereen elkeen bemoedig, kom ons wees kind to one another. Let's be kind to one another. Amen.
let's be good to one another. Let's encourage one another. Amen. Want ons het net vir ons. The law of kindness. The law of kindness is closely linked to the golden rule. Do unto others as you would want others to do unto you. Amen. As jy kind is aan iemand kindness aan jou bewys. As jy ongeskik is, of iemand is ongeskik, kan iemand 'n blou oog kry. Amen. So let's be kind to one another and treat each other well, and other people, even if the same person doesn't do good unto you, other people will. It's the same as sow, you shall reap what you sow. Amen. That is my encouragement for today. Thank you. Hallelujah. We begroeten ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Die ander naam wat ek julle vanmôre kan begroet. Pastoor en pastoores is gegroet. Elke kind is gegroet, soms kinders is gegroet, die Here is gegroet vanmôre in my naam. My thing is just about telling you what can sin do with you. You don't need the David, but he's praying in Psalm 36. They say, sin speaks to the wicked. Deep in the hearts, they reject God and have no reverence for Him. That is what sin can do with you. You don't acknowledge the God of Abraham, Isaac and Jacob. Sin kan jou wegtrek van die Here af. Sonde kan jou weghou van die Here se goedheid en guns af. Dit wat hy sê, dit waarom die woord van die Here hierso sê, sin speaks to the wicked. Sonde praat met die swakhede. As jy swak is, dan sal die sonde jou lei. Ek lees gisteraan 1 Chronicles 21. Hy sê daarso, Satan het gepraat saam met David. He enters David to tell David to go and count Israel. Satan told God, David that so kan die duivel by jou ook sê, nie net omdat hy vir die Here is, die duivel kan jou nie belei nie. That's why sonde can maklik intree in jou lewe in. That's why you have to pray day by day. That's why Psalm 62 say you must pray. Pray for protection. Pray for the wicked also. You must pray. That's why ons moet bid van sonde en enige plekke. As jy verder gaan in die 36 en jy sê, because they think so highly of themselves. So, die sonde maak dat ons te veel van onsself dink. Dan vergeet ons, die Here is die een wat ons lei. Is die een wat ons wakker maak in die oggend om op te kan staan. Is hy wat ons die krag kan gee vanmôre. Is hy wat was dit nie vir die Here sou ons nie hier gewees het. As ander mense nou die aand is al uit die dood geskiet. En er stuur 'n voice message daar so op 'n groep daar van 'n pastoor in sy vrou wat bid. Hy sê bid vir al die jong manne van 2000 wat 2000 gebore is. As jy 2000 gebore is, ek bid vir hulle almal tot op toe nou. Want hulle almal sterf soos vliee. Weet nou, luister ek, en dit is 'n lang gebed wat hy daar bid, man. En hy man, ek stem maar net saam met die man. En dit is nie lang toe kom my boodskap deur, hy jong man is geskiet. That's why
We have to be careful where we are walking. Ons moet ons pad kyk waar ons loop. Maak die Here oop, hy sê, hy maak oop wat Moses sê, die Rooi Rivier oopgekloof het. En die Israeliete het deurgetrek. Soos hulle deurgetrek het, toe hulle aan die ander kant kom, toe kom Farao se manne aangery. En toe sê God, maak toe. Sometimes jou vriende kom agter jou. As jy uitstyg, especially as jy begin in die Here in is. En jy begin die straatvriende opkry. Sometimes moet jy toemaak. Jy moet die waters toemaak wat jy agter jou aankom, because why? You're going to be drowned with them. And so you must stay away. Dan gaan die saam verder, their speech is wicked and full of lies. They no longer do what is wise and good. They make evil plans as they lie in their bed. Nothing they do good, and they never reject anything evil. Ons wil altyd die slegte ding mooi maak. Dis hoe ons is vandag, onder mens is. That's why we have to be careful in this church that Satan not enter our bodies. Dat hy ons nie om die bos lei nie. And so we have to be strong and die Here seën julle vanmôre. Halleluja, praise die Here. Kom ons staan vanmôre weer daar is. Halleluja. Kom ons gaan gee vir die Here vanmôre, halleluja. Ons gaan 'n lekker lied sing, opgewekte lied sing. Tot eer en prys, halleluja. Prys die wonderlike naam. Kom ons kry 'n lied hier by ons. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. I will never, never let you go. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. I'm never gonna let you go. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. I'm never gonna let you go. 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 I know you bless me, O Lord. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. Bless me, O Lord. I'm never gonna let you go. 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 Halleluja, laat ons jou program om te bid, halleluja, die kiekers in die offergawe. Ons saambid, Vader, ek kom na U vandag in die naam van Jesus. Dis so dankbaar, Here, vir U offergawe, God, dat U dit sal seën vanmôre, elkeen wat gegee het vanmôre, en hulle wat nie kon gegee het nie, ek julle wat volgende geleentheid met God, dat hulle sal gee met oorlog vir die koninkryk van die Here. Here, wat U sê in die woord, en Here, U sal die springkaan
God het in ons huise, die seën die koskaste, Here seën alle areas van hulle se lewe, my God, in die naam van Jesus. Here, en ek sê baie dankie, Here, selfs hulle gaan in die geld werk, Here, geef hulle goddelike wysheid, my God, hoe met die geld, Here, te kan werk, Here, dit is my aangebed nou in die naam van Jesus, al die eer van U toe, baie dankie, Here, amen. Halleluja, sê baie dankie vir ons juffrou, daar die wonderlijke gebed, halleluja. En ons kry ons harte gereed vir die boodskap hier van ons. Ek wil graag wees vanavond die lied sing, weer ontmoet, halleluja, prijs die naam van die Here. Weer ontmoet, Zalos Jesus, weer ontmoet, die woord, gewaar die jammer, Zalos Jesus, weer ontmoet, Zalos Jesus, Mag die woord wat die Here vir ons het vanmôre in vervulling kom. Mag die Here ons opbou, mag die Here ons versterk. Mag U, Here, ons krag gee om te oorwin in alle areas van ons lewe. Baie dankie, Here, vir elkeen wie vanmôre die tyd uitgekoop het. Here, die woord sê kom die tyd uit want die dae is boos en ons kan, Here, sien in hierdie dae, Here, hoe boos die dae is. Gee ons krag, Here, dat ons dan vastig sal wees, onbeweeglik, oorvloedig in elke goeie werk. Dit is my gebed dat die Here vanmôre elkeen sal seën in die naam van ons Here Jesus Christus met baie danksegging. Amen en amen. U kan maar sit, geliefdes. Ek groet u in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is die anker van ons lewe. Hy sal ons nie bo ons kragte laat versoek nie. En ook met die versoeking stuur die Here die uitkoms. Ons gaan leer vanmôre in die woord van die Here 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, die laaste vers in hierdie hoofstuk. Dit is asof Paulus hierdie hoofstuk afsluit.
met hierdie vers. En dit is 'n baie opbouende vers vir ons as gelowiges. Baie mense gebruik hierdie hoofstuk en dan lees hulle by 'n begrafenis van die opstanding. Hulle praat van die laaste dood, want in 55 sê Paulus, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is die oorwinning? Maar vanmôre gaan ons praat oor die 58ste vers. 58, lees so uit die ou vertaling. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Halleluja! Opbouing wat Paulus hier skryf, hy sê daarom my geliefde broeders, susters, is nie uitgesluit nie. Hy noem nou wel net broeders, maar kom maar sê gelowiges in die Here. Daarom gelowiges in die Here, wees standvastig, wees onbeweeglik, wees oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Baie kere dink 'n mens jou arbeid in die Here is te vergeefs. Dit is verniet dat ek vroeg opstaan, Sondagoggend klaarmaak om diens toe te kom. Jou arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Jy mag miskien nie die beloning kry hierdie kant van die graf nie, maar definitief gaan jy en ek beloon word as ons standvastig is in die Here. Daar is 3 dinge wat hy noem in hierdie vers, wat belangrik is om vanmôre te noem. Die eerste ene is wees standvastig, onbeweeglik. Met ander woorde, as jy standvastig is, dan staan jy, never mind wat kom in die lewe, jy staan vas. Soos die berg Sion, onbeweeglik, 'n boom kan net hy berg beweeg. Daar's niks, die sneeu kom, die haal kom, die koue kom, die reën kom, die berg staan vas. So wil die Here hê ons moet vas staan, soos berg Sion, onbeweeglik. Jy sal met my saamstem, geliefdes, as ek vir u sê, die lewe is vol hartseer, vol pyn, vol teleurstellings. Jy weet nie wat môre kan gebeur nie. Jy kan beplan, jou beplanning kan 100% korrek wees en reg wees, maar ek sê jou in daardie beplanning kan daar net iets verkeerd loop. Die lewe is vol disappointments, hartseer en pyn. En geliefdes, Paulus sê vir ons, never mind die disappointment, wees standvastig, onbeweeglik. Never mind die hartseer, wees standvastig, wees onbeweeglik. Never mind die pyn, liggaamlike pyn en emosionele pyn. Ons moet standvastig wees. Daar is so baie dinge wat 'n mens mismoedig kan maak. En wanneer jy kyk in hierdie lewe, geliefdes, ek dink daar is seker 'n mate van kom ons sê pyn wat die Here van ons af weerhou op 'n sekere punt. Ons het nog gehoor, Broer praat van mense wat geskiet was. En veral wanneer kinders op so 'n jong ouderdom sterwe. Die pyn van die familie kan jou mismoedig maak. Ek het geliefdes gelees hoe baie kere mense teleurgesteld was. Hulle hoop op iets gesit het of op iemand en hulle teleurgesteld was. En hulle het nooit herstel van daardie teleurstelling nie. Maar ons gaan nie wees soos mense wat nie hoop. Ons hoop is mos in die Here. Hy sê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle teleurgestel word. Wanneer jy jou hoop op 'n president sit, hy kan jou teleurstel. Wanneer jy jou hoop op 'n mens sit, 'n mens kan jou teleurstel, maar die Here stel ons nooit teleur nie. En wanneer ons ook in tye kom waar ons teleurgestel word, dan het ons daardie hoop. Die Here sal
vir ons deurkom. Soos ek sê, is baie maklik om mismoedig te word. Ons lewe in 'n tyd, geliefdes, waar die land se ekonomie op die wêreld, ek kyk na die oorlog in die Midde-Ooste, en ek sê vir myself, na hierdie oorlog, gaan die olieprys weer sky high wees. Whatever gebeur, duisende kilometer van ons af, gaan 'n effek hê op ons. Israel fight met Iran, en voor die einde van hierdie geveg, geliefdes, gaan ons oor die olieprys gaan op. Die olieprys affek ons, die teleurstelling, ons hoop, kyk, as die finansies so kort is, en so knap is, dat jy dit elke maand net maak, en die petrolprys gaan op, word jy so mismoedig, because nou gaan jy meer moet betaal, vir jou groceries wat jy elke maand gekoop het. Because die teleurstelling van die ekonomie is van so aard, dat jy moet nie jou hoop op die ekonomie sit nie. Ons hoop moet in die Here wees. En nou bemoedig Paulus die Korintiër kerk. Ek weet nie, ek het ander dag gehoor, hulle sê, die kerk was Paulus 'n probleemkerk. Die kerk, in hierdie kerk was aan mense, geliefdes, wat dinge gedoen het, wat geen ander kerk gedoen het nie. Daarom was hy genoodsaak om 'n tweede brief aan hulle te skryf. Maar wat ook al, die probleem was, geliefdes, hy sluit hierdie hoofstuk af met 'n bemoedigende woord. Moenie kyk na die teleurstelling nie. Moenie kyk wie gaan jou prys as jy die werk van die Here doen nie. Moenie kyk wie gaan jou beloon as jy die werk van die Here doen nie. Because ons dien nie die Here vir die beloning van mense nie. Ons dien die Here omdat ons hom lief het. Ons is standvastig in die Here omdat ons hom lief het. En hier sê Paulus vir ons, nommer 1, wees standvastig, onbeweeglik. Met ander woorde, geliefdes, al sal mense ook spot dryf met jou as kind van die Here, wat die Here dien. Jy moet standvastig wees in die Here dien. Al gaan die mense wat sê omtrent jou, jy moet standvastig wees, because jou oë moenie op mense wees wie niks vir jou kan doen nie. Die beloning kom nie van mense af nie, maar die beloning kom van die Here af. En die Here beloon ons nie soos die wêreld ons beloon, met goud en met silwer, maar die Here beloon ons met die ewige lewe. Die tweede ding wat hy sê, wees altyd oorvloedig. Ek het 'n Afrikaanse woord vanoggend gelees in die nuwe vertaling. Hy sê jy moet oorgehul wees. Oorgehul wees om die werk van die Here te doen. Nou dit laat my dink aan die ou tydse gewere wat hulle gebruik het. Die mense in hy ou gewere gehad waar hulle die ek weet nie wat noem hulle die kruit, ja. Hulle gooi die kruit in die loop van die dinge sit. Dan stamp hulle daai kruit. Dan as hy 'n eister wat gestamp is, dan haal hulle hom oor. Met ander woorde, jy maak hom nou reg om te skiet. Jy moet so oorgehaal is, dat as jy gevra word om iets te doen, moet jy spring om dit te doen. Jy moet so oorgehaal wees, jy moet eintlik hastig en voorbarig wees om dit te kan doen, wat die Here wil hê jy moet doen. Because oorhaal beteken, jy's reg vir action. Jy wag net vir die sneller om getik te word, dan gaan jy kom uit. Nou dit is wat Paulus vir ons hier sê, jy moet oorgehaal wees, jy moet, wat sê, oorvloedig wees in die werk van die Here. Somtyds, geliefdes, kry jy mense wat vir jou wil sê, jy is nog nie reg om die werk van die Here te doen. Jy moet nog 1, 2 en 3 doen. Maar hier noem Paulus niks van 1, 2 en 3 nie. Ons het nie nodig dat mense jou moet aanstoot om die werk van die Here te doen. Jy moet die werk van die Here doen oorvloediglik. Waarom?
Iemand het gesê wat jy saai, sal jy maai. En wat jy saai in die werk van die Here, nie net in terme van geld nie, gaan jy maai in die ewige lewe, because die Here sê in Johannes 14, ek gaan om vir julle. Let wel, hy sê julle. Hy sê nie die pastoor nie, hy sê nie die evangelis nie, hy sê nie die apostel nie, hy sê ek gaan om vir julle. Amen. So, moenie geliefdes dat iemand jou voorspring om die werk van die Here vir jou te doen nie. Jy moet dit doen, oorgehaal en gereed om dit te doen. Soms word jy gekritiseer wanneer jy die werk van die Here doen. En dit breek jou af. Dit maak jou seer. Maar liewe dierbares, ewen al wat jy gekritiseer, jy doen dit nie vir die mens nie. Jy doen dit nie vir die pastoor nie. Jy doen dit nie vir die kerk nie. Jy doen dit vir die Here. En die Here wat in die duister sien en in jou hart sien, gaan jou beloon vir die werk wat jy doen. Moenie wag dat mense jou sê, jy moet nou eers perfek wees. As jy gaan wag vir mense om te sê, jy's nog nie perfek nie, gaan jy baie lang wag, because daar is niemand wat perfek is in die lewe nie. En wanneer jy wag vir perfeksie, gaan hy dag nooit aanbreek nie. Because ek wil vir die vanmôre sê, die Here roep die eenvoudige mense and He equips them to do His work. So when we do the first step, wanneer ons die eerste stap doen, dan kom die Here en hy equip ons. He will not equip me if I am not willing to do His work. Die Here gaan my equip, die Here gaan my seën, die Here gaan vir jou openbaring gee, as jy bereid is om sy werk te doen. Dan kan jy hoor mense sê, ek het al hierdie vers so baie maal gelees, 100 maal, maar ek het nooit die revelation gesien wat jy nou bring nie. As jy jou gaan bemoei met die dinge van die Here, want die Here vir jou dinge oop. Is dit nie Nebukadneser wat gesê het, die Here is die God wat geheimenisse openbaar. En hier bemoedig Paulus vir ons, die brief is wel aan die Korintiërs geskryf, maar hy is eintlik aan ons geskryf. En sê, moenie wag vir mense se aansporing. Moenie wag vir mense om jou te, die Engelse woord sê validate. Moenie wag vir mense om jou te sê, nee, nou is jy reg om die werk van die Here te doen. Nou is jy, because as jy nie gaan opstaan, as ek nie gaan opstaan en die werk van die Here gaan doen nie, gaan die Here my nie equip vir groter dinge nie. Die Here roep die eenvoudige en hy equip hulle, hy vul hulle met die Heilige Gees, hy equip hulle. Die derde ding wat Paulus hier so sê, en dit is eintlik die laaste snede van hierdie vers, dat julle arbeid. Hy sê, want julle weet, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Halleluja. Wie wil nie beloon word? Iemand sê Paulus, ek dink dit ook in Korintiërs, hy sê, wie plant 'n wingerd en wil nie eet van die vrugte wat hy plant nie? Wie gaan nou druiwe plant en niemand wat hierdie vrugte eet nie? Almal begeer en almal kyk uit, terwyl jy die grond omdobbel, terwyl jy die saad in die grond gooi, terwyl jy water lei om dit nat te maak, wie verwag nie 'n oes nie? Niemand is so ongevoelig of so dom om nie 'n oes te verwag nie. Almal verwag 'n oes. En nou is ons besig, kom ek maar in die stelling gebruik van die landbouer. Ons is besig om die grond om te ploeg. Ons bid, ons woon huisdienste by, ons kom sondagdienste toe, ons is besig om die grond om te ploeg. En terwyl ons dit doen, geliefdes, kyk die Here na elke een se opkoms.
En die Here kyk na elkeen in sy hart. En wanneer ons dit die minste verwag, dan maak die Here die venster oop. En die Here sê, hier is net om jou dag op te kikker. Wanneer jy mismoedig word, omdat jy dink, alles is te vergeef. Dit lyk net wil regkom nie. Dit lyk die finansies wil nie regkom nie. Dit lyk die gesondheid, die liggaam wil nie respond na die medikasie. Dit lyk dat jy op die laagste punt van jou gemoed is. Dan kom die Here net met so 'n klein blessing gee. Hy sê ook, dit lyk ek hoor, is net om jou op te beur, is net as jy weer uit mismoedigheid moet opstaan en na die ewige dinge kyk wat die Here voorberei het. En hierdie selfde Korintiërs sê Paulus, ons die beloning vir ons arbeid is die ewige lewe. Wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, is die beloning vir hom en vir haar wie die Here liefhet en wat nie moed sal opgee. Die Bybel sê, geliefdes, moenie moeg word om goed te doen, want op die regte tyd gaan julle maai. Ons weet nie watter saad, terwyl ons in die grond gooi, gaan vrug dra nie. En omdat ons nie weet nie, behoort ons nie mismoedig te word nie. Soos ek sê, daar's baie dinge wat 'n mens mismoedig maak. As daar iemand wat nou kon mismoedig geword het, dan was dit Paulus. Paulus preek die evangelie, hy kom tot bekering op 'n buitengewone manier. Ek het nie gelees van iemand anders wat op so 'n manier tot bekering gekom het. Op pad om die kerk, die Christene te vervolg, in die tronk te gooi en selfs briewe te oorhandig dat hulle gestenig moet word. Maar Paulus kom tot bekering en Paulus gee alles op wat hy gehad het in sy ou lewe. Nie net was Paulus 'n gewone persoon nie, maar Paulus was ook 'n gesiene man in die Joodse raad. Maar toe hy tot bekering kom, toe gee hy al hierdie dinge op. En die woord van die Here sê, Paulus begin om die evangelie te verkondig. Guess what? Toe word hy vervolg. Soos wat hy vervolg het, word hy nou vervolg. Wat jy saai, gaan jy maai. Toe hy die Christene vervolg het hy gesaai. Hy het kwaad gesaai. Hy het hartseer gesaai. Hy het pyn in die lewe van mense se harte gesaai. Maar toe hy tot bekering kom, toe kry hy 'n bietjie van sy eie medisyne wat hy gedoen het. Toe Barnabas hom bring na die Christene toe in Jerusalem, toe sê hulle, hoor jy, ons ken die man, die is 'n gevaarlike man. Die man kom om ons te infiltreer en hy wil net uitvind waar hou die kerk diens, sodat hy ons kan uitlewer aan nie. Maar hoor jy, die Here sê vir hulle, ek het hierdie man dinge laat deurmaak in sy vorige lewe, sodat hy kan besef wat die prys gaan wees, wat hy gaan betaal om standvastig te wees. As iemand van standvastigheid kon praat, dan was dit Paulus. Because Paulus het skipbreuk gelei. Die skip waar hulle mee gereis het, geseil het gebreek en teen die rots geslaan. Hy kon mismoedig gewees het. Ek is op pad om die werk van die Here te gaan doen. Nou kry ek teëspoed. Maar hoor jy, hy raak nie mismoedig nie. Hy sê alles werk ten goeie mee Romeine vir hulle wie die Here liefhet en wat na sy voorneme geroep is. Jy sal net daardie skrif kan quoteer as ek en jy standvastig is wanneer probleme kom, wanneer teleurstelling kom en wanneer hartseer kom. Because die Here geliefdes weet presies hoeveel ons kan dra. Het jy opgelet? Nie almal van ons ondervind dieselfde probleme nie. Daar's ander mense wie se kinders, hulle is geseën. Hoor jy, hulle sit nie 'n voet verkeerd nie. Daai kinders is voorbeeldige kinders. Hulle sal groot, maar as hulle nog onderdanig en sagmoedig aan hulle ouers. Hulle probleme is different van ons probleme.
Onze probleme is different van mekaar, soos ons hier vanmôre staan. Jy het 'n bekommernis oor finansies, waar die volgende brood vandaan gaan kom. Ander mense het soveel geld, dat hulle nie die einde van hulle rykdom ken. Daar is genoeg van alles. Elkeen se probleem verskil van die ander. Ander mense sukkel, geliefdes, met gesondheid. En is uit en in die hospitaal. Maar even in daardie omstandighede wat ek nog genoem het, Paulus sê jy moet standvastig wees. Alles is uit en in die hospitaal en die dokters kan nie sê wat regtig die probleem is. Moet jy en ek standvastig wees. Because aan die einde van die dag, geliefdes, dien ons die Here nie vir wat ons kan kry nie. Ek dien nie die Here vir 'n kar en 'n huis en vir geld nie. Ek dien die Here omdat ek hom lief het, want hy het my eerste lief gehad. Jy sien, 'n kar kan jy môre verloor, 'n huis kan jy môre verloor, maar hoorie, die ewige lewe kan jy, as die Here, as standvastig is in die Here, kan jy nie die ewige lewe verloor nie. Dit wat die Here voorberei het, wat die oog nie gesien het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het die Here voorberei vir hulle wie hom lief het. En omdat ons, geliefdes, gevra word om standvastig te wees, kom Satan nou en dan, en hoor jy, kom skud jy aan op teen pinne. Die Here sê vir die disippels, Satan het vurig begeer om julle te sif. Nou die ander vertaling sê, ek dink, broer, jy het gelees, alle ding, Satan het permission gevra. He asked permission from God. Can I sift this 12 disciples? Kan ek hulle sift? Dit is wat die nuwe vertaling, die ou vertaling sê, Satan het vurig begeer. Met ander woorde, hy was so nagging, dat hy gevra het, kom ek sif, kom dat ek hulle toets, kom dat ek vir u wys, die mense dien u net vir kos, klere en geld. Wat sê die Here van Job? Job, geliefdes, die eerste hoofstuk, toe sê die Here vir Satan, sê jy het jy ag gegee op my knegt Job? Hy sê ja, en guess what? Job dien u net vir die rykdom. Van hy rykdom weg, dan gaan jy die ware Job sien. Van hy rykdom weg, dan gaan jy sien, Job gaan jou vloek. Van dit weg, because Job dien jou net omdat hy geseënd is. Wil die Here sê, I'm giving you permission. Gaan en gaan sif vir Job. Dit is wat hy woord sif beteken. Toe hy by Job kom, hoor jy geliefdes, niemand het deurgemaak op die aarde wat ek al gehoor het, wat Job deurgemaak het. Niemand het sy besigheid verloor. Niemand het al sy kinders verloor op een dag. Is seer as hy een kind verloor. Wat nou van almal? En worry, om dit alles te kroon, toe slaan hy van Job met bose seere op sy liggaam. Job is uit sy huis uit. Job is onder sy besigheid uit. Job is onder sy vrou en kinders uit. Hy gaan sit op die ashoop, because die kinders is maar klaar begrawe. Job gaan sit op die ashoop. Die dokters het vir Job gesê, ons kan niks vir jou doen. Ons het al die toetse gedoen. Meneer, daar is niks wat enige iemand vir jou kan doen nie. Ons het nie die medische kennis om hierdie siekte van jou te hanteer of te behandel nie. Al wat oorbly, jy moet maar gaan wag om te sterwe. Nou in die ou dae, toe ons groot geword het die mense kolenstove gehad. Dan hierdie kolenstove het jy altyd die as gevat. Ek weet nie waarom het ons nooit die as in die asblik gegooi nie. Maar die as was altyd op 'n plek gaan gooi. Dan noem ons dit die ashoop. Die ashoop was net daar waar die papiere en die blikkies en daai goede.
Die as moet jy nou dra tot op 'n plek, dan gaan gooi jy die as daar neer. En in Job se geval was dit so dat die mense die as van hulle koolstowwe daar gaan gooi. As hy kolle klaar gebrand het, hy's wit gebrand, dan vat hulle hy as, dan gooi hulle hy as op die plek. En Job kry die gedagte dat hy maar daar gaan sit en die as opgooi. Miskien gaan daar verligting kom. Maar op 'n praat op standvastigheid en vir die wys hoe standvastig was Job wil wees. Job was standvastig. Toe daar sit, toe kry die idee om hy as, hoor jy hy as bring so hy bring verligting. Ek kan dit ondervind, as jy jou gebrand het of seer gemaak het, dan gooi jy die as. Die as bring net verligting vir 3 sekondes. Dan moet jy weer die as afwas en weer as op. So hy bring net die 3 sekondes die verligting. En Job het later begin om 'n potskraper. Ek weet nie in daai dae hoe 'n potskraper gelyk nie, maar ons het gewoonlik die jam blikkies gevat, waar die tin opener so gesny is, dan het jy daai ding gevat en jou gekrap. So Job hy blik gevat en hom gekrap. Bloed moes seker so afgeloop het. En sy vrou kom by hom, sy vrou sê vir hom, Job, sal jy nou so, kyk nou wat het die Here nou gedoen. Die Here het al jou skape gevat, al jou kamele, al jou kinders. Hier sit jy nou. Seën maar die Here en sterwe. Ek weet nie wat het sy verwag, Job moet nou sê, bring vir my daar gif dat ek drink, dat ek maar sterwe. Because die Here wil nie met Job doodmaak nie. Satan wil hom ook nie doodmaak nie. Hy kan hom nie doodmaak, because die Here sê vir hom, jy sal hom nie doodmaak nie. Dat sy liggaam gaan jy aanraak, maar jy sal nie met Job doodmaak. The next thing to say Job vir sy vrou, sal ek die Here dien, net wanneer dit goed gaan. Sal ek die Here dien, net wanneer die kas vol is. Sal ek die Here dien, net wanneer ek gesond is. Sal ek nie ook die Here dien wanneer dit nie goed gaan nie. En baie mense in die lewe dien die Here net wanneer dit goed gaan. Net wanneer die blessings inrol, dan dien hulle die Here. Wanneer die blessing weggeneem word, dan draai hulle om en hulle kies die wêreld. Maar hoor die Job het vasgehou. Alhoewel Job in die 3de hoofstuk sê, vervloek is die dag wat ek gebore was. Die pyn en die hartseer van Job was so, dat Job sê in die 3de hoofstuk, ek vervloek die dag toe ek gebore was. Hy sê, ai, as ek maar 'n miskraam. Ja, dan was ek beter, dan was ek nie nou hier waar ek nou sit nie. Maar die Bybel sê, even in dit, Job het nie gesondig nie. You crown it all, jy kry vriende op die pad, geliefdes, wat voordoen as vriende. Maar hoor jy toe Job daar sit op die asfalt, toe kom hier die vriende by hom en hulle sê vir hom, Job, is nou net ons 3 hier so, praat die waarheid. Die Here het nog nooit iemand so gestraf soos vir jou straf nie. Praat die waarheid, Job, jy geheime goede. Hoe het jy jou skape? Het jy dit op 'n eerlike manier bekom? Hoe jy jou kamele? Het jy nie mense doodgemaak en hulle kamele gevat nie? Praat die waarheid, Job. Maar hoor die Job sit en hy sê vir sy vriende, julle kom op in die huis gebly het nie. Julle kom hier so en maak my pyn erger. Because ek het alreeds die pyn, ek het alreeds hierdie vermoeienis van swere op my liggaam. Nou kom julle ook nog met julle stories. Bly maar by die huis next time. En aan die einde van Job se hoofstuk, geliefdes, toe roep die Here die manne. Die Here sien Job se standvastigheid. Hy sien Job is onbeweeglik. Al word alles van hom weggeneem. Job staan vas in die Here, want hy sê, ek weet, my verlosser lewe. My joy lê nie in hierdie kamele nie. My joy lê nie in hierdie skape wat ek verloor nie. Maar my joy lê in die Here. Aan die einde van die hoofstuk toe sê die Here vir hy vriende van hom, hoor, kom julle nou hierso. Julle het gesê van my knegt Job, maar julle wil, en ek het geluister, en ek het julle nie gestraf nie. Gaan nou na Job toe.
en gaan vra verskoning by Job, because julle het gepraat wat julle nie weet nie. Niemand het geweet waar die oorsaak van Job se stryd vandaan gekom het nie. En sy gaan vra verskoning by Job, en as Job klaar met julle verskoning aanvaar het, dan kniel julle by sy voete en laat Job vir julle bid. Net as jy standvastig is in die Here, sal die Here jou erkenning gee. Ons geloof moet standvastig wees in die Here. Al lyk dit ook, daar's niks wat gebeur nie. Al lyk dit ook, ons is net elke Sondag dieselfde hoeveelheid. Ons moet daarin standvastig wees, onbeweeglik, because die Here is besig om ons gedagte en ons harte te toets. Hy is die kenner van die harte, maar hy is die toetser van die liefde. And his appointed time, op sy tyd, gaan die Here vir ons deurkom. Moenie moedeloos word nie. Geliefde skep moed, moenie moedeloos word nie. Because dit is maklik om moedeloos te word. Jy sien, is net 'n persoon wat sterk is, wat nie mismoedig word. Terwyl ons baie dinge het wat teen ons stel. Die wind waai teen jou. Hoor jy, dit lyk asof die skip nie verder kom aan waar hy staan. Die progress is stadig. But I will tell you this morning, this is the training ground. Dit is die plek waar die Here ons wil equip vir groter dinge. En as ons nie hierdie tyd goed gaan benut nie, gaan ons die mense is wat uitverloor. Want julle weet, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs. Amen. Ons gebruik gewoonlik wanneer mense tiendes en offerande gee, en dan sê ons, maar die Here bless jou nie net met geld nie, hy bless jou met baie meer. Wanneer jy gee, whatever jy gee van jou opbrengs, whatever jy gee van die Here, die Bybel sê, press down, God will press down, shaken together, running over. And you know what? Is nie die Here wat vir jou kom gee, hy gebruik mense om te gee. Daarom sê hy, press down, shaken together, running over, and people will give in your bosom. Mense sal nie eens weet van jou behoefte, dan kom hulle net en gee hulle vir dit wat jy nodig het. Because dit is die loon wat ons van die Here gaan kry. Baie kere kyk ons net na dit wat ons nie het nie, maar ons kyk nie na dit wat ons het. Ons het baie meer as wat ander het. It might not look the same, of ons mag miskien lyk, ons het minder as hulle, but we've got much more, because we've got Christ. Ons het die ewige lewe, en die Here sê, hy vir ons weg gaan bere, 'n plek, en 'n huis wat nie met hande gemaak is nie. Ek gaan afsluit met hierdie gedeelte. Ek dink ek het seker die een of ander tyd al hierdie gelykenis of hierdie verhaal vertel van 'n Korean pastoor. 'n Korean pastoor wat sy vrou het gesterwe. En toe sy vrou sterwe, was hy baie teleurgesteld. En hy was baie hartseer en emosionele pyn, en hy het stelselmatig na sy vrou se afsterwe, het hy agteruit gegaan. En hy het intensief gebid en die Here gevra om hom te help, en die Here gee hom 'n droom een aan. En terwyl hy so in hierdie droom sien, neem die engel hom weg, hy sien die engel hom wegvat, en die engel skiet met hom die hoogtes in, en die engel kom by die hemel. En toe by die hemel kom toe, sien hy sy vrou, maar sy vrou lyk nie soos sy op aarde was, sy is baie mooier as wat sy op aarde was. En hy probeer uitreik na haar toe, maar die engel verhoed hom, hy sê, is nie nou die tyd. Ek wil jou iets wys, wat in die geestelike realm gebeur, wat jy nie met die oog kan sien nie.
En toe hy so kyk, toe sien hy die vrou stap in haar huis, 'n pragtige huis. Spiere wat uitgemoduleer en 'n massiewe huis, die vrou is in haar noppies. En die engel vat hom na die volgende plek. Toe hy so kyk, toe sien hy 'n halfgeboude huis. Die huis se mure is gebou. Die huis se dak is nog nie op nie en die huis het nog nie meubels in nie. En hy vra toe oor die engel, wie se huis is dit? Die engel sê, want die is jou huis. Die rede waarom jy nog nie huis toe gekom het nie, die rede waarom die Here jou nog nie huis toe geroep het nie, is omdat jou huis nog nie klaar is nie. Whatever jy doen op aarde, stuur jy materiaal op om jou huis te gaan meubileer, om jou huis klaar te maak. Jy moet werk sodat jou dak opgesit kan word, sodat jou huis gemeubileer kan word. Wat probeer ek moet sê? Die arbeid, dit wat ons vir die Here doen op aarde, geliefdes, stuur ons letterlik materiaal op om ons dak of ons huis klaar te maak. Die rede waarom ons nog hier is, ons het werk om te doen. Ons het werk om te doen, sodat ons, terwyl ons werk, die Here geleentheid kry om die engele opdrag gee om ons huis klaar te maak. Imagine ons sterwe nou, en nou word in die hemel opgeneem, almal is in hulle pos, huise, waar ek en jy kom in 'n huis, wie se dak nog nie klaar is nie. So wees dan vastig, moenie mismoedig word nie, moenie traag wees in die ywer om die werk van die Here te doen nie, because wat jy doen van die Here, stuur jy materiaal op om jou huis klaar te maak. Ek hoop jy gaan bemoedig word met hierdie woorde. Al sal wat ook gebeur, ek moet dink aan my ewige tuiste. My liggaam is moeg, uitgeput en afgemat, maar Here, ek dink aan die beloning wat U weggeberg het. En dit moet my motiveer om die werk van die Here te doen. Ek doen nie die werk van die Here om 'n prys te ontvang nie, om deur die mense 'n pat op die skouer te kry nie. Sommige kere dan moet jy mense sê, pragtige boodskap, pragtige songstuk, pragtige getuienis, maar hoorie, daai moet net motiveer om beter te doen, because die Here het vir ons weggeberg wat Satan nie van ons kan wegvat. Laat die Here die seën vanmôre. Wees dan vastig, onbeweeglik, oorvloedig aan elke werk van die Here. May the Lord bless you. Vader, ons vriend, baie dankie vir U teenwoordigheid. Dankie Here dat U ons vanmôre bemoedig en dat die Here ons vanmôre, dat Here weer opnuut daaraan attent gemaak het dat ons is nooit alleen in die stryd nie. Whatever ons vir die aanpak, Here, help ons. U het die Heilige Gees gestuur. U het gesê daar is 3 wat getuig in die hemel. En Here, baie dankie dat U ook vir ons vanmôre ontmoet en dat die Here ons vanmôre krag sal gee. Waar ons mismoedig geword het, Here, vergewe ons en help ons dat ons nie na omstandighede sal kyk nie. Dat ons nie, Here, op die weer sal let nie, maar Here, U werk sal doen ten spyte en te midde van al hierdie probleme wat ons dag na dag te kamp mee kom. Help ons, Here, dat ons onbeweeglik sal wees in U werk in die naam van Jesus Christus. En dan mense wie liggaamlik vanmôre nie wel is en goed voel nie, dit is dat die Here die Heilige Gees genesing en hulle liggame sal bedien. Dankie, liewe Here, dat by U genade is. As ons ook mismoedig geword het en ons kom terug na U, Here, gee U ons weer nuwe krag. U woord sê hulle wie op die Here wag, ontvang nuwe krag. Hulle vaar op soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. So bid ek vanmôre, Here, ontmoet ons en gee ons nuwe krag, dat ons sal soos arende opstyg uit die omstandighede, bo die probleme, bo, Here, die tekortkominge en die teleurstellings. Dit is my gebed en my begeerte vir almal van ons vanmôre in die naam van ons Here Jesus Christus. Met baie danksegging. Amen. Amen. Die Here seën die waardes, kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. And now may the grace of God and the love of our Lord Jesus Christ and the fellowship
of the Holy Spirit abide with you now and forevermore. Amen. Amen. God bless you, beloved.